Ek wil hê ons moet die voorbeeld van ons voorouers volg. Ons voorouers was bouers geweest. Hoe kom 'n mens uit daai beskuldigde stoel uit? Ek dink daardie debat is verby. Ek dink ons mense het klaar besluit daaroor dat ons gaan onsself ten volle uitleef as Afrikaners. Fundamentele vraag is, wie is die regter? Die regter van alle mense, maar ook tale, volke en nasies, die skrif is klokhelder daaroor, is ons Here Jesus Christus. Vryheid of selfbeskikking gaan nie bewaarheid word deur net daaroor te praat nie. Ja, praat is belangrik, maar vryheid en selfbeskikking is iets wat gedoen moet word. Ons verwerp letterlik hierdie swart en wit indeling. Ons verwerp dit, dis 'n kommunistiese indeling, ons wil daarmee niks te maak hê, is ook nie 'n Bybelse indeling nie. Maar ons gaan ook nie in die slag getrap om selfregverdiging in te gaan, net omdat jou vyand jou beskuldig nie. Ons mag ons beywer vir Afrikanerbelange, net soos enige ander volk of enige ander land. En dan die tweede punt is, ons glo baie sterk in bekering. Die kommuniste ken nie so woord nie. Kies 'n lewenstyl waarvoor jy lief is, raak betrokke en help om te begin opbou aan die groeiende vryheid, want dit is hoe ons uiteindelik volle vryheid gaan kry. Is om te besef dat die goue sleutel hier is die reformatie van arbeid. Die ANC word wêreldwyd in 'n baie negatiewe lig beskou op grond van die praktiese uitkomste van hulle beleid. Want jy meet 'n beleid nie aan sy bedoelings nie, 'n bedeling nie, maar aan sy uitkomste. Dan is dit baie duidelik dat ons voorouers wel teenoor die wet van die Here sommige kere oortree, soos wat ons self ook doen. Maar dis nie waar dat alles wat hulle gedoen het een groot stuk bose kanker was nie. Daar was dinge wat hulle in geloof gedoen het, in getrouheid gedoen het, in hoop gedoen het. Die rede hoekom die Afrikaner nie vry is nie, die kernrede, die wesensrede, is omdat ons eil verspreid is. En ons bly maar by daai resep van president Paul Kruger. Neem uit die verlede die mooie en die goeie en bou die toekoms daarmee. Die Afrikaner vind homself 'n bietjie in 'n beskuldigde stoel. Hy weet nie altyd hoe om uit te kom nie. As ons kyk na die verlede, dan sien ons word heeltyd swart geverf met die apartheidsverf. Ons kan nie, as ons iets in hierdie rigting doen, dan word ons na die kant toe aangeval, en as ons iets na daai kant toe doen, dan word ons ook aangeval. So ons worstel bietjie met daai punt. Nou vandag hier in die Transvaalkamer, hier by die Voortrekker Monument, het ons vir meneer Flip Buys en Dr. Wikus Buys, wat vir ons gaan help, hoe kan ons uit daai stoel uit opstaan, en weer as 'n volk vorentoe kan beweeg. Flip, Wikus, welkom hierso. Baie dankie. Okay. Flip, laat ek gou begin by jou. Dit is vir ons lekker om ook vir solidariteit te kan hier kry, man, want julle werk al vir baie jare met hierdie aspekte binne in ons volksgeleedere. Hoe kry 'n mens die probleem aangespreek? Want oralster waar ons beweeg, want dan sê ons mense, of kom ons sê dit so, die politiek waarmee ons sit, sê vir ons moet transformeer. Maar ons het nou al getransformeer al die kante toe, en ons het nou al probeer regmaak wat ons kon reggemaak het. Ons het nou al erken, ons het nou foute gemaak, en ons is al weer terug, en dan begin die volgende rond, en dan word daar weer na ons kant toe aantuigings en kritiek gegooi. Hoe kom 'n mens uit daai beskuldigde stoel uit? Wel, eerstens wil ek net sê, daar is nog van geen volk in die geskiedenis verwag om homself op te hef nie, met ander woorde om te ontbind nie. Selfs al het wat gebeur, selfs nie na die konsentrasiekampe van die Tweede Wêreldoorlog sit van die Duitsers verwag nie. So daar is geen rede hoekom ons nie net so geregtig is om voor te bestaan as enige ander volk nie. Nou, tweedens, mag ons aan ons eie kant wees. Ek wil amper sê, moet ons aan ons eie kant wees. Dit beteken nie, jy's onkant nie, jy's aan iemand anders se kant nie, maar ons mag aan ons eie kant wees. Ons mag ons beywer vir Afrikanerbelange, net soos enige ander volk of enige ander land of enige ander groep in die wêreld. Ons doen ook nie 'n beroep op mense om te sê, kom ons wil terugkeer na die verlede toe nie. Ek verlang nie na die verlede onder die Nasionale Party nie, maar ek sien nie uit na die toekoms onder die ANC nie. En ons het nou oor baie jare gesien dat die ANC-regering het misluk, en ons het nie 'n ander keuse as om
aan groter selfregering, selfbeskikking te bou nie. En ons moet ons nie steur aan onregverdige kritiek nie. Ek meen mense luister altyd na kritiek, maar as jy vir elke hond wat vir jou blaf, as jy stop om daai hond met 'n klip te gooi, sal jy nooit by jou bestemming uitkom nie. So veg die groot geveg. 'n Mens is net so groot as die gevegte wat jy veg. Daar's ouens wat hulle vir ewig vassteek in klein geveggies. Ek noem dit altyd geveggies met die klein P, met ander woorde wat gaan oor persoonlike goed en al hierdie klein goedjies. En kom ons bly fokus op die groot P. Dit is wat ons probeer doen by die solidariteitsbeweging. Ons bou aan groeiende selfbeskikking op letterlik elke terrein van ons volkslewe. Ons glo selfbeskikking is nie iets wat vir jou gegee gaan word nie. Dis iets wat jy self moet bou. Jy gaan dit nie van bo af kry nie, jy moet dit van onder af bou. En ons vind hoe meer sukses jy bereik, hoe meer vordering daar is, hoe meer kry ons mense ook daai kulturele selfvertroue terug, hoe meer beweeg ons vorentoe en hoe minder belangrik raak al hierdie klein debatjies. So, kom ons gaan net aan, ons bou voort. Dok Fikus, ek wil jou nou vra, Flip het nou gepraat van kulturele selfvertroue. Nou, kulturele selfvertroue is belangrik, sekerlik in die konteks van ons volk, maar wanneer ons die hele tyd gegooi moet word met ons moet transformeer, waarheen transformeer ons? Ja, ek dink dit is baie belangrik dat mens onderskei tussen reformatie en transformasie. Ons moet ongelukkig sê dat die liberale teologie en baie van die Afrikaanse kerke die laaste 2-3 dekades eintlik in die slaggat getrap het om Bybelse reformatie te verwar met transformasie. En kort wil ek net uitlig wat is die kernverskil. Die reformatie is om werklik terug te keer na wat die Here sê hoe die dinge werk. Dis 'n kort die definisie van dit. Transformasie is iets heeltemal anders. En jy kry dit by die sosialiste, kommuniste wat daai woord baie effektief gebruik. Die marxiste in sy baadjie tans by ons en dan ook binne die Ubuntu Afrika filosofie. Hulle beide groepe gebruik die woord transformasie, maar alhoewel hulle onderling verskil op klomp punte, kom hulle oor hierdie punt ooreen dat hulle sê transformasie beteken 'n totale afbreek. Dan oor 'n nulpunt. Dus ek gaan dit nou 'n bietjie gruwelik sê soos van hulle skrywers dit baie keer uitdruk dat dit moet op die lyke van die vyand wees. So dis 'n kulturele selfmoord. Dis vir die punt waarna Flip verwys het. Dit is wat op die spel is hierso. Met ander woorde, as ons praat van reformatie, terugkeer na wat die Here toe sê, dan sê ons bekering of dit wat die Here vereis, die verlossing wat mense in Christus het, beteken 'n doodgaan van die ou natuur, maar ons sien dit in die sterfte van Christus. Ek sal net nou weer daardie punt verduidelik. Nou dit geld nie net vir individue of vir gemeentes of vir 'n huwelik of 'n familiegroep nie, dit geld ook inderdaad vir volke. So wanneer ons sê ons wil na ons verlede toe terugkyk, dan sê ons openlik, ons is besig om met 'n hervormingsbril daarna te kyk, 'n Bybelse Christelike bril daarna te kyk. Wat beteken enige iemand wat van my eis om kulturele selfmoord te pleeg, is nie met hervorming besig nie, maar is besig om my kultureel te wil eintlik uitkanselleer met transformasie. So ons moet dit baie duidelik onderskei. En die liberale teologie het die Afrikaner volk geen guns gedoen die laaste 2-3 dekades nie. Want hulle het daai twee begrippe verwar en hulle het die mense geweldig seer gemaak, maar ek dink ook kwaad gemaak oor hierdie punt, want die kommuniste en die sosialiste kom met hierdie punt en sê, is 'n baie eenvoudige argument wat hulle maak. Apartheid was baie verkeerd, dan word julle was skuldig, julle ouers was skuldig aan apartheid, julle is sonde teen die mensdom gepleeg, met ander woorde, julle mag nie bestaan nie. Dis 'n korrie argument, beide by die Ubuntu filosofie en by die sosialiste. Nou daarteen versit ons en sê dis nonsens. Ons as Christene aanvaar glad nie daai ontleding van ons verlede nie. Ons kan net nou praat oor hoe 'n Christen met sy eie verlede moet omgaan, maar ons openingsskyf is onderskei tussen reformatie en transformasie. Ons is Christene, ons wil op 'n Christelike basis met ons verlede omgaan en daarom beteken dit enige ou wat vir my sê kulturele selfmoord is 'n vereiste om 'n Christen te wees is nonsens. Ons praat van kultuurheiliging, met ander woorde die skoonmaak, die regmaak, die heropbou van dit wat God geskep het en wat God wil herskep. Dis iets heeltemal anderster as waaroor die Ubuntu filosofie of die kommuniste praat.
So flip om terug te kom nou wat Dr. Wikus nou gesê het, is hy het nou gesê dat ons met die verlede gaan kyk en ons moet dit Christelik evalueer en dan moet ons die toekoms regmaak. En ek dink dit is immers sekerlik wat ook van ons verwag word as 'n kultuurgroep, as 'n volk. En ek wil graag die woord volk gebruik, dat ons mense skaamteloos begin raak oor die woordjie volk. Ek dink Dr. Wikus het dit ook in een van sy begrond-episodes duidelik gestel. Nou, as ons gaan kyk na kulturele selfvertroue, hoekom is kultuur so nodig vir ons om uit daai beskuldigde stoel wat ons het te kan opstaan en te kan voortleef? Die groot misverstand is oor die woordjie kultuur en wat dit beteken. Mense dink kultuur is die liedjies wat ons sing, braaivleis, rugby, die kleredrag en so meer. Nou, dit is sekerlik deel van kultuur, maar as ek dit met 'n ysberg kan vergelyk, daardie dinge is bo die water wat jy kan sien. Wat onder die water is, dit is wat jou 'n volk maak. En dit is wie en wat jy is, dit is ons westerse volk, wat westerse beskawing wat al eeue terug ontstaan het, 2500 jaar gelede in antieke Athene, wat die eerste westerse volk was, en wat ons denke en ons denkwyse gevorm het, en ook die instellings wat daaruit voortgespruit het. Of dit nou demokrasie is, en of dit nou die regsorde is, en of dit nou die ekonomiese stelsel, die vrymarkstelsel is, die onderwys, die opleiding en so aan, dit kom baie eeue. So met kultuur verwys ek nie na die spreekwoordelike manier hoe jy aantrek of jou liedjies of jou rituele hoe jy trou is in begrafnis hou nie. Met kultuur bedoel ek die beskawing, die volk, die kultuurgroep self, nie die dinge wat 'n mens doen wat kultuur vorm nie. En as ek praat van voortbestaan van ons kultuur, dan bedoel ek die voortbestaan van die Afrikaner as volk, as kultuurgemeenskap, as beskawing, as ons praat van die antieke Romeinse beskawing of die Egiptenare of so, dan praat ons nie van hulle musiek daai tyd of hulle kleredrag nie, maar van die volk self. En dit is wat ek bedoel, en dit is hoekom dit so belangrik is vir my dat ons as volk voortbestaan, as kultuur voortbestaan, met die behoud van daardie kultuur, dit wat ons bo die water sien. Ek wil jou net gou aanhaak nou by 'n ander siening wat ek nou onlangs gehoor het, en dit nogals vir my getref, is die feit dat as ons teruggaan na apartheid, ons moet ongelukkig nou maar daar in die verlede gou weer gaan krap, teruggaan na apartheid, dan was die elemente van apartheid wat Dr. Wikus ook nou gesê het, is die sonde teen die mensdom, word dit nou vir ons gegee, aangebied en word ons mee aangeval. En ons word eintlik weer gesê, sit terug in die beskuldigde stoel. Jy kan nie daar uitkom nie. En het ons nou, ons self skuldig gemaak aan die feit dat ons nie die ander volke stemreg gegee het in Suid-Afrika nie. En ons het ook hulle vryheid van beweging as gevolg van die paspoorte aangevat. Maar as ons gaan kyk na wat ons sit met vandag, dan sit ons met 'n ander stelsel, en jy het dit so bolangs aangeraak, met 'n ander stelsel, waar ons ander ekonomiese vryheid en ander vryhede van ons weggevat word as gevolg van hierdie stelsel. So, en ons het ook in 'n ander gesprek het ons met iemand anderster gesels, waarin ons nou gaan sit het en gaan kyk het, appels met appels vergelyk het, en byvoorbeeld die Bolsjewiekse revolusie, en allerhande ander revolusies wat plaasgevind het, gaan vergelyk. En dan kom ons agter dat eintlik as jy dit gaan kyk, kom jy agter dat apartheid se eintlike bedoeling was nie daai wat ons toegesnou word nie. Dat daar was goeie bedoelings met die apartheid gewees, maar dat dit in die wêreldse oë en die wêreldse sisteme toe nou die vyand geword het van die wêreld, as ek dit so kan stel. Hoe kry ons daai beeld gebreek dat ons nie heeltyd moet vasklou en sê okay, maar dit was nou so sleg en ons is nou so sleg, en soos hy gesê het, ons sit nou met daai erfsonde. Hoe kry ons onsself uit daai stoel uit? Ek verwerp die idee van kollektiewe skuld. Dr. Viktor Frankl, wat in 'n Duitse konsentrasiekamp was vir 'n hele paar jaar, die sielkundige, hy het gesê daar bestaan nie iets soos kollektiewe skuld nie. Mense het vir hom gevra toe hy nou uit die kamp uitkom, hoe kan hy nog steeds in Duits skryf en in Duits werk en so aan.
En hy het gesê, want hy verwerp die idee van kollektiewe skuld. Jy kan geen mens verantwoordelik hou vir wat 'n ander mens dan gedoen het nie. So dit is die eerste punt. Ons moet daardie selfvertroue kry wat ons sê dat ons gaan ons nie aan die verlede laat meet nie. Ons het die punt in Suid-Afrika bereik waar ons kinders verantwoordelik gehou word vir wat voor hulle geboortes gebeur het, terwyl die ANC nie verantwoordelikheid neem vir wat hulle vandag aanvang nie. In die proses word diegene wat nooit benadeel is nie, baie van hulle word bevoordeel en die wat nooit bevoordeel is nie, word nou benadeel. Ek verwys na die jong mense. Kom ek noem 'n syfer. As die 5% wit jong mense in Suid-Afrika onder 18, daar's nou rassewette teen hulle ingestel om die ander 95% op te hef. Nou, dit is ten eerste moreel onverdedigbaar in terme van die grondwet sê hulle artikel 1, Suid-Afrika is 'n nie-rassige demokrasie. En die huidige bedeling gee voor om reeds op 'n baie beter morele grondslag as die vorige een te wees wat op ras diskrimineer. En intussen is die rassewet is nie afgeskaf nie. Dit is net omgekeer en onder nuwe bestuur geplaas. En dit is, soos ek sê, nie versoenbaar met 'n grondwetlike demokrasie wat hom daarop roem dat hy nie rassig is nie. Dit is nie versoenbaar met 'n groeiende ekonomie wat vir al sy mense kan sorg nie. En dit is ook nie versoenbaar met 'n werkende staat wat dienste aan sy bevolking kan lewer nie. So ek dink net ons moet seker maak dat ons visie vir die toekoms sterker is as ons geheue oor die verlede. As jy met jou kar ry en jy kyk heeltyd in die driespieeltjie, gaan jy baie vinnige botsing maak. Jy moet deur die vooruit kyk. Vanselfsprekend moet 'n mens die driespieeltjie van tyd tot tyd bekyk. Jy moet weet wat agter jou aangaan. Jy moet ook weet hoe die ander mense in die land na die verlede kyk. Maar ek dink wat in die groot prentjie wat gebeur het, ek is nou gereeld met buitelanders in kontak. Die ANC se regeringsrekord na 3 dekades het daardie beeld van hulle as hierdie moreel onverwondbare bevrydingsbeweging het dit begrawe. Die wêreld dink nie meer so nie aan die ANC nie. Ook nie die Afrika lande in die algemeen nie, ook nie die ander groot moondhede, die Indië en Japan en al daai lande nie. Die ANC word wêreldwyd in 'n baie negatiewe lig beskou op grond van die praktiese uitkomste van hulle beleid. Want jy meet 'n beleid nie aan sy bedoelings nie, 'n bedeling nie, maar aan sy uitkomste. So daar's vir ons 'n unieke geleentheid nou om weer die Afrikaner op die voorgrond te plaas, weer die positiewe rol wat ons kan speel. En ons bly maar by daai resep van president Paul Kruger. Neem uit die verlede die mooie en die goeie en bou die toekoms daarmee. So ons moenie self die hele tyd aan die verlede vaskyk en ons moet ook nie die ANC toelaat om elke keer aan die lijk van apartheid te skop. Elke keer as dit by 'n verkiesing kom of as dit by 'n groot ANC mislukking of skandaal toe kom nie. So ons moet in ons koppe verby dit leef. Ons moenie onsself eintlik gevange hou en op ons knieë leef vir die res van die toekoms nie. Dr. Wikus, nou dit beteken ons moet gaan terugkyk en moet ons vra, hoe moet ons die sondes wat in die geskiedenis plaasgevind het, of dit wat ons verkeerd gedoen het in die geskiedenis, hoe gaan ons dit evalueer uit die woord uit? Wanneer mens die vraag vra, hoe kom die Afrikaner uit die beskuldigde bank, dan bedoel dit ook, hoe kom hy binne in die beskuldigde bank, maar die fundamentele vraag is, wie is die regter? En daar is die skrif baie duidelik. Die regter van alle mense, nie net elke individuele mens nie, maar ook tale, volke en nasies, die skrif is klokhelder daaroor, is ons Here Jesus Christus, wat uiteindelik die mensdom sal oordeel. En nou is die volgende vraag, wat is die klagstaat? Waaraan meet God, of waaraan meet die regter, dit wat hy dan die mensdom voorvra? Nie net dit wat ons en ons nou persoonlike verlede al gedoen het nie, maar ook ons familie en ons volk, soos alle ander volke, maar ook die belangrike punt wat Flip gemaak het, dit beteken ook ons bedoelings en ons beplannings vir die toekoms. Dit val alles onder hierdie groot
fokus van dit gaan uiteindelik onder die 4 oë, die Bybel praat beteken van die 7 oë van God kom. So dis 'n belangrike aspek vir enige volk om te weet. En daarom wil ek in hierdie debat weer 'n ding na vore bring wat in kort die volk se gewete is. En ek dink as ons gaan nou weer terugkeer na die regterstoel van Christus toe, maar dit is belangrik dat ons nie vasgeval word of vasgevang word in 'n pro of 'n anti-apartheid debat nie. Dis die speeltjie in die vooruitbeeld wat Flip gebruik. Want dan beteken dit ons vyande dikteer uiteindelik die klagstaat en dit is nie hoe ons as Christene daarmee omgaan nie. Ons moet besef dat soos wat elke mens se gewete het, is daar ook so iets soos 'n volk se gewete. Die Bybel leer baie mooi, die Griekse woord van gewete beteken 'n medewete met God. Nou, dis die punt wat jy net nou aangespreek het van, ons word nou beskuldig van, jou oupa het nou dit gedoen, dis as jy skuldig, dis mag jy nie bestaan nie. Ons het dit klaar afgewys en gesê, dit is nie hoe die skrif wil hê ons moet omgaan met dit nie. Maar 'n gewete, 'n medewete met God beteken, wat neem God in ag? En hierdie is 'n ontsaglike belangrike punt. Nie beleid of mag van iemand of wat ook al nie, maar die wet van God. En dit is belangrik dat alle individue, alle volke, tale en nasies sal uiteindelik geoordeel word aan die hand van die wet van God. Dit is 'n ontsaglike belangrike punt. En dis die ding wat ons as Christene na vore bring en sê, ons bely die mense is sondig. So hierdie kommunistiese, sosialistiese nonsens dat jy met transformasie eintlik 'n sondelose voorgeslag soek, is net 'n herenskim, dit bestaan nie, daar is nie so iets nie, die Bybel leer dit baie duidelik. Die enigste, en dis die wonderlike hoekom ons Christus bely is, hoe breek God daai ketting? Jy het net nou die woord erfsonde, die teologiese woorde is maar erfsonde of erfsmet, met ander woorde, of dat mens persoonlik voor God sal staan oor wat jou aandeel in goeders was. Nou, ons bely as Christene, ons voorouers was gewone mense, maar hulle was ook gewone sondaar mense. Maar ek verwerp persoonlik hierdie eensydige kwas, asof dit so ongenuanceerd was, dat dit net heeltemal boos was. En hoe kom ek uit daai beskuldigde bank? Ek vat die wet van God, ek laat dit voor my eie lewe hang, soos 'n spieël, maar ek laat ook die spieël hang voor my voorouers se lewens. En die geskiedenis is nou 'n eie unieke vakgebied hoe mense dit doen, maar dan kom daar 'n prentjie na vore, wanneer jy die wet van God op jou geskiedenis laat skyn. Dan is dit baie duidelik dat ons voorouers wel teenoor die wet van die Here sommige kere oortree het, soos wat ons self ook doen, maar dis nie waar dat alles wat hulle gedoen het een groot stuk bose kanker was nie. Daar was dinge wat hulle in geloof gedoen het, in getrouheid gedoen het, in hoop gedoen het. Nee, vat nou maar die opheffing net na die Tweede Vryheidsoorlog nie. Hoe spreek hulle geloof nie tot ons nie? Ek het nou gisterand weer in die aanddiens gehoor, Hebreërs 11, hulle geloof spreek nadat hulle dood is. Nie? Hoe spreek ons voorouers se geloof ons nie aan nie? So ons wil, ek persoonlik staan 'n post-apartheid, 'n gedekoloniseerde Afrikaner voor, wat beteken jy gaan my nie in 'n korset vasdruk, dat ek moet kies tussen anti of pro nie. Ek sê, ek kom as 'n Christen na my verlede toe, wat bely Christus is die regter, en dit is vir my die wonderlike twee dinge. Ten eerste die maagdelike geboorte, dit klink nou vreemd, die maagdelike geboorte van Christus, hoe breek God self daai lyn van erfskuld deur Christus te gestuur het. Met ander woorde, ek gaan nie een van my voorouers, ek self ook nie, gaan ek kry wat sondeloos was nie. Die Bybel sê daar is nie so iets nie. Maar Christus bring vir ons wel die ontsluiting daarin. En daarom die belydenis van skuld oor jou oortreding van die wet van God, maar ook 'n dankbare aanvaarding as die wet van God sê dit was gehoorsaamheid. Dit was nie sonde nie. Dan hoef jy nie, met ander woorde, jy hoef nie jou voorgeslag in totaliteit uit te kanselleer omdat die kommuniste ons beskuldig daarvan nie. Daar's 'n ander manier van hoe jy met jou geskiedenis omgaan.
Nou, dit wat jy doen is nou die Bybelse begronding daaruit, maar nou gaan ons na die politieke spektrum van ons lewe toe en jy wil dit graag vir die huidige regering vertel. Hoe kry ons dit tuis gebring dat ons mensdom daar buitekant verstaan presies wat jy nou sê, as ons is bereid om te sê ons verstaan die verlede, ons gaan dit op hierdie manier regmaak op grond van Bybelse waardes, maar hoe trek ons dit deur sodat ons dieselfde spieël gebruik ook vir die huidige stelsels wat weer ander foute maak. Ek dink die Bybel leer ons 'n baie belangrike lyn, met ander woorde bedoeling is belangrik, maar ook wat het jy fisies gedoen. So die Bybel is klokhelder daaroor dat die Here sê ek gaan jou oordeel volgens wat jy gedoen het. So nie net bedoeling nie, is nie 'n maklike een wat ek nou sê nie, want dit beteken jy kan nie net jou bedoeling na die Here toe bring nie. Jy moet jou fisiese dade ook bring. En so gaan elke geslag ook voor God staan, en ons geslag ook en die nageslag. En dit moet ons dan nou sê dat my eerste antwoord teenoor die, noem dit nou maar die sosialisme of die marxisme, is om te sê ek opereer met my geskiedenis as 'n Christen. En daarom mag ek en kan ek ook sê wat was nie verkeerd nie en wat was wel verkeerd. En dan die tweede punt is ons glo baie sterk in bekering. Die kommuniste ken nie so woord nie. Hulle ken nie, omdat hulle God nie bely nie, verstaan hulle dit nie. En ons sê die Bybel leer dat die Heilige Gees 'n mens werklik kan nuut maak. En ons voorouers het dit ook gedoen. Hulle het met groot geloof het hulle ook hulle lewens aangepak, hulle drome gehad, ook hulle foute gemaak. Maar die antwoord wat ons op 'n burgerlike manier stel, is om te sê dat ons verwerp letterlik hierdie swart en wit indeling. Dat dit is alles is verkeerd in die verlede van julle kant af, en daarom moet julle ewige slawe wees, of wat ook al, jy word verdoem tot omtrent niks. Ons verwerp dit, dis 'n kommunistiese indeling, ons wil daarmee niks te maak, dit is ook nie 'n Bybelse indeling nie. Maar ons gaan ook nie in die slag getrap om selfregverdiging in te gaan, net omdat jou vyand jou beskuldig nie, laat ons nie in daai slag gaan trap nie. So ek dink daaroor dat ons die volk se gewete weer moet aanroer, wat nie 'n maklike gesprek is nie. Dis seer, ons het al 'n paar keer daarna verwys, die mense is baie teer en gevoelig oor die verlede, met reg. Ons verstaan dit. Maar Christus gee vir ons die uiteindelike oop graf, en ook die wonderlike wete dat ons ook bevry mag wees en versoen mag wees. So die rigsnoer van God se wet, maar ook werklike bekering om jou bedoeling en ook jou dade as volk kollektief in daai sin dat jy gesaam gehoorsaam wil wees aan die Here, om sy wil te soek, om dit voor God te stel en dit ook dan in politieke beleid te vertaal, want dit kan tog nie anders nie, dit is ook 'n deel van die werklikheid. Ja. Flip, as ons weer terugkeer na dit wat ons pogings en die inisiatiewe wat tans gedryf word op in die volksakker, dat ek dit so stel. Ons het nou al gesê ons mag 'n volk wees. Nou vra ons mekaar, hoe moet ons kultuur uitleef? Moet ons skaam wees om geloftedag by te woon? Moet ons skaam wees vir die ander feeste, ek noem nou sommer my Juba fees, ons ander volksfeeste? Moet ons skaam wees vir dit? Moet ons terughou? Of hoe hanteer ons dan nou ons kultuurfeeste, ons kultuuraktiwiteite? Hoe moet ons hulle bemark in die konteks van die volk, sonder dat ons weer aangespreek word om te sê, maar julle wil nou weer in die beskuldigde bank die kettinge vasgemaak word. Ek dink daardie debat is verby. Ek dink ons mense het klaar besluit daaroor dat ons gaan onsself ten volle uitleef as Afrikaners. Dan is daar ook vir ons ruimte as Suid-Afrikaners, met ander woorde om in die land te bly en nie Australië toe te gaan nie. As mens kyk na die groter gewildheid en die toename in deelname in byvoorbeeld die geloftefees hier op die Voortrekker Monument terrein, as mens kyk, en ek het nou daai statistieke gesien, die geweldige toename van besoekers aan die Voortrekker Monument, nie net meer buitelanders nie, ons verwelkom die buitelanders, want ons is trots op ons kultuur, maar ons wil dit uitstal, maar dit is
ook omdat die monument nie subsidie kry nie, is dit ook vir die monumente inkomste, maar ons wil Afrikaners hier kry. Dit is ons wat verantwoordelik is vir hierdie monument en ons kan nie dat die buitelanders dat ons net op hulle goedgesindheid staat maak nie. En dit is inderdaad wat hier so gebeur met die monument. Hier is letterlik partykeer verkeersprobleme, so baie funksies as wat hier dan by die monument is. Ons sien dit ook in die toenemende belangstelling in die instellings by die solidariteitsbeweging, byvoorbeeld Soltech. As ons kyk na die geweldige groei by Akademia, ons bou nou 'n groot nuwe kampus, ons het ook 'n satellietkampus in die Parels oopgemaak vanweë die navraag wat ons daar gekry het. As mens kyk na Afriforum, die groei in die buurtwagte, selfs in die Weskaap, natuurlik in ander dele van die land ook. En as ek kyk na solidariteit, hoe ons mense mekaar werk gee op die solidariteit platform, die hele werkverskaffings idee, sien ons daar's 'n absolute kulturele herlewing. En die punt wat ek wil maak is, ons is nie ingestel op oorheersing nie, maar op herlewing. Ons is ook nie wat ons sê, ons vra die hele tyd om verskoning nie. Ek sê mens kan die verlede op 3 maniere hanteer. Jy kan in die eerste plek die 3 V's, verskoning, verdediging en verduideliking. Verskoning bedoel ek daarmee dat jy op jou knieë leef, dat jy die hele tyd om verskoning vra. En die probleem wat ek dan met die heel eerste probleem, as jy die hele tyd skuld erken, dan kry jy heeltyd 'n oproep om vergelding. Die tweede een is 'n verdediging. Daar is dinge in die verlede wat ons met die wysheid van terugskouing nie kan verdedig nie. Dit was in 'n bepaalde konteks waar dit gedoen is. En die derde ene wat ek voorstaan is verduideliking. Ons moet vir ons jong mense, vir die volgende geslag, moet ons die konteks van die verlede skets. Niemand weet vandag meer gaan presies onthou van die Koue Oorlog nie, van die gevolge van dekolonisasie nie. Wat ons voorouers, wat in hulle inmandjie was, wat die werklikhede van hulle tyd was, waarop hulle besluite geneem het. En so, jy kan jouself dink as jy kyk na die geweldige mislukkings in die meeste postkoloniale Afrika-state, veral die wat deur sogenaamde bevrydingsbewegings dan oorgevat is. Geweldige mislukkings, wat ons voorouers het baie wat hulle gedoen het, dit is nie uit rasisme uitgedoen nie, dit is as gevolg van die mislukkings in Afrika, noord van ons, wat hulle gesê het, maar ons kan nie net dit doen nie. Hulle het nie net noord gekyk nie, hulle het ook oos gekyk, na die oosblok, en na die mislukkings en na die verdrukkings daar. As ek net een statistiek kan noem, tussen 1960 en 1980 was daar so wat 150 verkiesings gewees. En nie een van hulle is daar staat so wat vrywillig uitgestem is nie. In minder as 1/3 is 'n oppositieparty toegelaat om een verkiesing te wen. So ons voorouers het met rede was hulle kommer oor een demokrasie in Suid-Afrika. Nie omdat hulle dan die hele tyd blanke oorheersing wou gehad het nie, maar inteendeel juis omdat hulle demokrate was. Dit was nie 'n ding van dat hulle in opstand was net teen demokrasie nie, maar hulle het net gesê, maar jy gaan nie demokrasie dan wees as jy kyk na wat bevrydingsbewegings in ander lande gedoen het nie. Ja, daar is ook mooi voorbeelde soos Botswana, waar daar nie 'n revolusionêre groep aan bewind was nie, en waar Botswana sedert onafhanklikheidswording eintlik in 1960 goeie en verstandige leiers gehad het, en wat Botswana vir dekades lank 'n baie goeie ekonomiese groeikoers van hier gemiddeld 6% gehad het. Maar daar was net te veel mislukkings wat ons voorouers dan beïnvloed het en gesê het, maar ons kan nie dieselfde hierso gebeur nie. Jy weet die Wall Street Journal, toe meneer Mandela dood is in 2013, toe die Wall Street Journal gesê, he entered the jail as a angry Lenin and he left it as a wiser Gandhi. En wat ek daardeur bedoel is, as jy kyk na wat met soortgelyke bevrydingsbewegings, die ANC se, jy kan sê die deel van die breë netwerk van Afrika bewegings wat hulle in betrokke was, vir Frelimo, jy weet die MPLA in Angola, en uiteraard ZANU PF in Zimbabwe. Kyk na die mislukkings in daardie lande. Wat sou gebeur het indien ons in 1960 dan sommer net gesê het, nee maar, laat hulle die land oorvat. Jy moet onthou, ons voorouers het die land nooit gesien as 'n eenheidsstaat nie. Dit was 'n Britse koloniale skepping wat in 1910 bymekaar gevoeg is deur die Britte ter wille van makliker administrasie. En die Britte het in 1960, toe Harold Macmillan in die
Kaapse parlement eintlik die Britse rykie kom ontbind het en sê maar hulle gaan nou Afrika dekoloniseer. En hulle verwag eintlik Suid-Afrika moet dieselfde doen. Toe was Dr. Verwoerd se antwoord gewees: ja, hy stem saam, dekolonisasie kan jy nie regverdig nie. Maar wat die Britte nou, die hele Afrika en ook Botswana, Lesotho en Swaziland, dan hulle onafhanklikheid gegee het en bevry het, wil die Afrikaners nou dieselfde doen en Khoisaland en Zululand en so meer dan ook hulle vryheid gee. Ja, terugskouend kan mens jouself die vraag afvra, moes hulle nie groter stukke grond afgestaan het nie en al daai goed, maar die afsonderlike ontwikkeling van daardie tyd was 'n proses, dit was nie 'n stelsel nie. En mens weet nie as die proses gevolg is of dit nog verder sou ontwikkel nie. Maar ons moet vandag erken, daar is groot foute gemaak deur ons voorouers. Die belangrikste daarvan vir my, as ek vandag dink, was die arbeidsbeleid. Ons het in baie groot getalle het ons swart mense in diens geneem. Ons wil arbeid hê, ons het goedkoop betroubare arbeid gesoek, maar ons het nie die gevolge, die politieke en ekonomiese en selfs kulturele gevolge, natuurlik ook selfs veiligheidsgevolge op die langtermyn, is dit nie behoorlik verreken nie. So jy kan nie die arbeid gebruik, die mense permanent hier hou om te werk, en dan sê jy maar nou het jy nie politieke regte en ander tipe regte nie. So dit is maar een van die dinge wat ek weet wat ek kan noem. So daar is foute gemaak. Maar die hele bedoeling, ek self was van my universiteitsdae het ek gesê maar ek sien nie dat Suid-Afrika as 'n eenheidsstaat met 'n gewone een man een stem nie kan werk nie. Ek het nie gedink dit gaan werk nie. Die ANC, revolusionêre bewegings kan nie moderne land regeer nie, want dit strakkel ideologie. Dis nie die tipe Botswana regering wat ons hierso van praat nie. Dit strakkel ideologie wat nooit kan regeer wat hulle oorvat nie, want die vereistes om te regeer bots lynreg met die vereistes om om te struggle om 'n land met geweld oor te vat. So ek het my gevoel voor 94 as 'n jong student ek was nie in opstand teen demokrasie nie. Ek was juis vir demokrasie en vir vryheid. Ek het gedink maar dit gaan vryheid vir niemand bring nie. Die ANC is 'n totalitêre beweging, hulle is 'n tipiese revolusionêre beweging wat nie soos die Japanse restaurasie van 1868 eintlik wil opbou nie, maar wat meer gegrond was op die Russiese revolusie. En dit is waar hulle nog vandag nog praat van hulle nasionaal-demokratiese revolusie. En die wese van die revolusionêre bewegings was nooit vryheid nie. Ja, hulle het gesê hulle is 'n vryheidsbeweging, maar in werklikheid was hulle 'n sogenaamde gelykheidsbeweging. Hulle wou gelyke uitkomste nastreef, nie gelyk wegspring nie, hulle wou gelyk by die wenpaal uitkom. En in daardie proses gebruik hierdie gelykheidsbewegings oral in die Oosblok, in die geskiedenis, die sosialistiese bewegings het altyd staatsmag gebruik. Die mense se vryheid hulle ontneem in die poging om dan gelyke uitkomste op almal af te dwing. So vir my was dit 'n opstand vir vryheid en demokrasie en nie teen die demokratisering van Suid-Afrika, want ek het in geen handboek ooit gesien dat dit kan werk nie. Maar as ons nou kyk na die demokratisering, met ander woorde, alles almal in Suid-Afrika, ons het nou hierdie eenheidsstaat, maar ons sit met verskillende volke hier binne in Suid-Afrika. Wat se stelsel sou jy sê sal werk dat ons hierdie volke elkeen hulle eie identiteit kan teruggee of gee, sodat ons binne daardie volkstelsels mekaar kan respekteer en met mekaar kan saamwerk. Ja. Ons moet net eers verreken wat in die verlede verkeerd gegaan het. Dat afsonderlike ontwikkeling het uiteindelik nie gewerk nie, omdat dit 'n platlandse oplossing vir 'n stedelike probleem was. Die mense het in hulle miljoene het hulle verstedelik as gevolg van die arbeidsbeleid en die ekonomiese krag van integrasie was op die einde sterker as die politieke idee van skeiding. So die situasie, die demografie moet ons verreken. En daarom sê ek dink ek nie in die eerste plek oor demokrasie nie. Ek dink oor demografie. Bedoelende, dit is die werklikheid dat jy begin demografie en demografiese data is die beginpunt van toekomsbeplanning. En dit is wat 'n mens moet verreken. En dit is ook die rede hoekom die ANC 'n land met vele kulture probeer omskep in een met twee rasse.
want dan regeer hulle die hele tyd. Want dan lê hulle net klem op ras, hulle maak rassewette, rassebeleide, hulle koop mense se stemme met die arme mense sin met die welsyn, 50% van die land is al op welsyn. Hulle koop die middelklasse steun met affirmative action en hulle koop die elite se steun met weet swart ekonomiese bemagtigingswette. En uiteindelik dan ook die platlandse mense, die tradisionele mense se steun koop hulle dan deurdat hulle betaal en hulle grondbeheer, hulle behalwe die Nkoyama Trust wat ook deur die regering aangestel word, deur die trustee. Dis 'n baie moeilike situasie ook waarin tradisionele mense dan verkeer. So die vraag is, wat doen ons? Vir my is dit belangrik dat daar nog baie goeie persoonlike verhoudinge in die land is, hoewel daar swak politieke verhoudinge is. So die horisontale verhoudinge is nog goed. Die vertikale verhoudinge is swak. So die pad vorentoe vir my is dat ons bou aan die horisontale verhoudinge. Dat ons doen wat Prof Robert Putnam van Princeton gesê het, bonding and bridging, ek wil dit in Afrikaans vertaal met binding en brugbou. Ek kan net sowel sê, saamtrek en saamwerk, jy bind met Afrikaners en ons bou Afrikaner instellings en dan bou ons daarmee brûe, jy werk saam met ander gemeenskappe. Jy gaan dit nie op nou vertikale vlak regkry nie. Die ANC is nie iemand wat enige ooreenkoms sal aangaan of sal hom aangaan wat hom respekteer nie. Maar ons moet horisontale verhoudinge bou. Ons is nie alleen in hierdie land nie en dit stel ons baie bloot as ons een groep is wat ons weet wat ons dan almal teen ons het. So ons moet werklik fokus om te kyk dat ons soveel as moontlik samewerkingsooreenkomste sit. Die probleem in Suid-Afrika is dat die staat verval van bo af, maar van onder af bou ons weer aan vrye ruimtes. Dit is nou wat ons doen by ons beweging met al die instellings op elke lewensterrein wat ons dan bou, wat jou in eerste plek dan vryheid, meer vryheid gee, is nie waar ons wil wees nie, maar op 'n bepaalde gebied, maar dit maak jou ook staatsbestand. Maar dit is ook belangrik dat ons weet dat ons ook aan die mense wat dink soos ons dink, wat net aan ander kulture en ander volke behoort, dat ons vir hulle sê, ons doen dit nie om apart te wees nie, ons doen dit nie om die verlede te herstel nie, maar ons doen dit soos wat jy 'n huis bou. Jy bou vir jouself 'n huis, nie omdat jy jou bure haat nie, of omdat jy jou bure wil uitsluit nie, maar reeds om jou in staat te stel om in daardie buurt dan te bly. So ons wil nie ons toekoms in Australië sien nie. Ons sien ons toekoms hierso. En dit is hoekom ons ook van ons kulturele huishouding hierso bou. En net soos 'n huis verskillende kamers het, sitkamer, badkamer, slaapkamer met elkeen sy eie doel, so is 'n kulturele huishouding bestaan ook uit verskillende kamers, uit onderwys, maatskaplik welsyn, werk, veiligheid en so meer. En dit dink ek is die pad vorentoe. Ons gaan dit nie van bo af kry nie, ons moet van onder af aan 'n nuwe bedeling bou. Dr. Wieke, Flip het nou gepraat oor die arbeidskwessie, weet, in sy konteks wat verkeerd gegaan het in die verlede. Wat is jou siening dan nou rondom arbeid en dan spesifiek nou vanuit 'n Bybelse begronding? Ja, ek wil juist aansluit by die punt wat hy gemaak het oor die herlewing. Ek voorsien ook dat daar 'n wonderlike toekoms vir ons voorlê met 'n Afrikaner herlewing op die twee punte van die verbondenheid, die bonding waarvan hy gepraat het, maar ook die brug idee. Ek dink die nugterheid wat ons geslag en ons nageslag aan die dag moet lê, is om te besef dat die goue sleutel hier is die reformatie van arbeid. Dit is uiteindelik waar baie van die punte bymekaar kom. As ook nie weer kan terugverwys na, ek het net nou gesê, die wet van die Here, die een wet van die Here wat sê, gedenk die Sabbatdag, maar 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Dit geld nie net, en ek vat dit nou baie breed hoe die skrif dit sien, dit gaan nie net oor mens persoonlik en jou eie roeping nie, maar dit gaan ook oor 'n volk se roeping. Hoekom het die Here 'n volk in aansyn geroep? Hoekom het hy 'n volk laat ontstaan? Wat is die rede daarvoor? Hoekom gaan hy ons verantwoordelik hou vir wat mens doen en beplan? Ek sien baie daarna uit dat ons die dekolonisasie tyd en die post-apartheid tyd kan aanpak, dat dit 'n Afrikaner herlewing in sy diepste
wese behels. Natuurlik, en ek dink ons voorouers het 'n pragtige voorbeeld vir ons daar aangestel om dit altyd vanuit die Bybel te doen, om die verbond van die Here altyd hoog te ag, dit wat hy beveel, dit wat hy beloof. 'n hoopvolle toekoms is vir ons net moontlik omdat Christus die graf oopgemaak het. Met ander woorde, dit beteken dat ek in Christus se kruis ook versoenend met God mag lewe, maar ook met my naaste. En dis die brugidee waarna Flip verwys het. Ons as Christene en dan as Afrikaner Christene wil nie in Afrika in hierdie gedurende konflik leef nie. Ons wil 'n binding aangaan, 'n nuwe binding aangaan, in daardie sin hopelik met onsself oor arbeid, maar ook met die ander mense en die ander groepe en die ander volke in Afrika, en ook in daardie sin baie breed gestel met Afrika self. Ek voorsien 'n nuwe tyd waar Afrika 'n nuwe binding met Afrika aangaan, wat nie vir ons hierdie gewaarwording wat ons eintlik van 1960 gehad het van die dekolonisasie Afrika, of die idee, en ek sit dit maar in hakies, van swart Afrika wat vir ons baie problematies is nie. Ons kan ook daarin beweeg, en daarin sien ek 'n profetiese stem vir die Afrikaner, wat as ons werklik verbind leef aan die Here, as sy beloftes en sy bevele, as ons werklik ook ernstig is oor ons arbeidsreformasie, kan daar vir ons 'n wonderlike nuwe tyd aanbreek, wat ook ons gesprek met ander volke en met Afrika, want dis ook ons kontinent, ons bly ook hier, ons wil ook hier bly, dis ook ons roeping wat ons sien, dat ons daarin 'n nuwe Afrikaner herlewing in Afrika mag beleef, tot voordeel van ons nageslag, maar ook tot voordeel van die ander mense wat hier saam met ons lewe. Flip, so ten slotte, 'n kultuurhuishouding. Is Orania 'n spreekwoordelike model wat vir ons die begin gaan gee van 'n Afrikaner wat weer sy demografie probeer sentreer en vanaf 'n plek af ek wil amper sê wil groei, of hoe sien julle die feit dat ons weer kan kom by 'n punt wat ons weer oor ons eie volkshuishouding kan praat en of vir ons na onsself kan kyk en oor onsself kan besluite neem? Ek dink ons kan geweldig baie lesse leer uit die Orania projek uit. Die belangrikste hiervan is wat Wieke ook sê van die hele kwessie van arbeid. Jy weet, ons is nie supervolk wat ander volke vir ons heeltyd moet werk nie. Ek is nie bewus van een ander volk in die wêreld wat wat die hele tyd verwag ander volke moet sy werk doen nie. Jy weet, Indiërs werk nie vir die Chinese nie, of die Chinese nie vir die Russe nie, of Russe vir die Japanners nie. So, weet die hele arbeidsbedeling, dit is 'n baie belangrike eksperiment daar, ek dink waaruit ons baie kan leer, en is ook 'n voorbeeld van waar 3000 mense gekonsentreer is, waar hulle meer besluit mag het, meer vryheid het, as die 400,000-500,000 Afrikaners in Pretoria, maar wat op hierdie stadium deur die ANC regeer word. En dit is hoekom ek wil net fokus op die kern van ons probleem. Jy kan nie aan die oplossing werk voor jy die probleem verstaan nie. Die rede hoekom die Afrikaner nie vry is nie, is die kernrede, die wesensrede, is omdat ons eil verspreid is. Dit is nie ons klein getalle nie, dit is nie 'n politieke gebeurtenis wat daartoe gelei het nie. Dit was daai politieke gebeures maar die gevolge van ons kernprobleem. Naamlik dat ons het nie omlynde gebied, so sê nou maar die Skotte of die Vlaminge of enige ander groep nie. Ons is eil verspreid landwyd. Dis nie ons klein getalle wat die probleem is, en daar's meer Afrikaners as die totale inwoners van groot lande, soos Namibië of Botswana, ander lande soos Swaziland of Macedonië of Slovenië of baie ander in die wêreld. Maar ons is eil versprei, ons het oral dieselfde probleem, dat ons word deur die meerderheid dan regeer, vanweë hierdie eilverspreiding, vanweë die arbeidsbeleid. En daarom is as eilverspreiding jou kernprobleem is dit logies dat die enigste oplossing is groter konsentrasie. En die uitdaging van 'n plek soos Orania is om 'n ekonomie te skep wat genoeg mense dan kan werk gee.
En dit is ook vanweer die verspreiding dat ons konsentrasiepunte het van Afrikaners, sê net maar soos in Pretoria, dat ons het ook in Pretoria groot projekte, want hier is Afrikaners gekonsentreer. Dis hoekom ons hier 'n universiteit bou, college en so aan. Maar dis ook hoekom ons glo dat ons wil ook op Orania dan daai konsentrasiepoging ondersteun deur byvoorbeeld Bo-Karoo opleiding wat ons daar gebou het. Min mense weet dit, maar as jy 'n lyn trek, 'n sirkel trek net 160 km rondom Orania, dan is dit 'n groter gebied as lande soos Oostenryk, soos Ierland, soos Lesotho. En in daai hele groot gebied is dat Orania die enigste moontlike ankerpunt, die enigste moontlike, noem dit nou maar, streeksdorp of streekstad wat daar kan wees. En die rede is dat Bloemfontein en Kimberley word baie swak geregeer. Dit verval, mens kan maar na die statistieke kyk. Daar is nie behoorlike opleidingsgeriewe vir ons mense nie, daar is nie behoorlike veiligheidsgeriewe nie. En daarom as ons Orania kan help om tot 'n streeksdorp en 'n streekstad te ontwikkel, kan ons in 'n gebied van groter, soos ek sê, as ander lande, kan ons 'n behoorlike veiligheid, behoorlike sekerheid en behoorlike dienste vir Afrikaners dan kan skep. Ons het gesien met ons besoek nou onlangs in Orania, dat hulle tegnologie wat hulle gebruik vir hulle veiligheidsnetwerk wat ek daar kan noem, is ongelooflik en hy reik uit na, soos jy amper of sê, 100+ kilometer buitekant dat hulle letterlik kan monitor. My vraag net aan jou is nou weer, daar's die ekonomie kort goeie inspuitings. Ons het gehoor nou, julle het nou 'n nuwe beleggings, of nie julle nie, OOM, met 'n nuwe beleggingsentiteit neergesit, Eendracht. So watse ander ekonomiese versnellers kan 'n mens is daar by Orania wat kan maak dat hy kan vinniger groei? Kyk, die solidariteitsbeweging, omdat ons mense verspreid is oor die land, is ons projekte ook verspreid oor die land. Maar omdat ons oor ons projekte, daarom het ons op Orania ook, vanweer die feit dat die demografie maak dit baie makliker om daar 'n behoorlike instellings te vestig wat dan dienste aan daai groter gebied, soos ek sê, groter as baie van die lande in die wêreld te ontwikkel. En dit is ook hoekom ons die Orania Ontwikkelingsmaatskappy gestig het waar ons betrokke was of is om daardie ontwikkeling dan te versnel. Maar op einde gaan dit die privaat sektor wees. Ons kan die voorwaardes vir ontwikkeling daar stel deur die infrastruktuur, veiligheid en so meer, maar dit gaan van die privaat sektor afhang. En dis ook wat vir my belangrik is dat Orania nie as 'n politieke dorp net en as 'n politieke verskynsel dan bekend staan en bekend gemaak word nie, maar laat mens ook die ekonomiese voordele daarvan na vore bring. Want ons sit met die uitdaging van die verval van die infrastruktuur. Ek kan vir jou sê, dit is verskriklik moeilik om 'n nuwe ekonomie, 'n nuwe dorpse ekonomie tot stand te bring, soos op Orania. Maar ek dink baie keer is onmoontlik om die ekonomie te laat groei op 200-300 van die platlandse dorpe vanweer die verval in die infrastruktuur. So ek dink as hulle op Orania kan fokus daarop om die omstandighede te skep, die infrastruktuur, die veiligheid, die energie, die opgeleide mense, die werksmag, die algemene omgewing te skep vir ekonomiese groei, dan sal ons baie vinniger ekonomiese groei daar kry en dit is die belangrikste versneller wat ek sou voorstel. Dok Wikus, van jou kant af, nou ons nou gehoor wat het Flip nou gesê oor Orania en die demografie. Jy bly nou op Orania. Hoe beleef jy hierdie arbeidskwessie in Orania? Party, weet ten opsigte van selfwerksaamheid en dan het ek gehoor die volgende woord is saamwerksaamheid en die volgende woord is volkseie arbeid. As mens as Christen leef in die verlossing wat die Here Jesus vir ons bring en met die vervulling van die Heilige Gees, en jy pas dit nie net op jou persoonlike lewe of op jou huwelik of op jou familie toe nie, maar ook op jou volk, dan beteken dit dat daar ook 'n diep dankbaarheid ontstaan vir die feit dat 'n mens mag werk. Nie maar net moet werk nie, maar dat jy mag werk en dat dit 'n dankoffer is. En daarom is die 4de gebod so belangrik om te sê, die rusdag, wat uiteindelik ook dui op die ewige rusdag, waar God nie net van sy werke gaan rus nie, maar ook in sy werke saam met sy kinders,
waarna ons uitsien. Hebreërs 4 is baie duidelik daaroor, maar dat ons op pad daarna toe, ook as Christene, wat ook in 'n volk mag lewe, dat ons volk se arbeid as 'n dankoffer aan die Here mag toewy. En daarom die groot klem van die Afrikaner herlewing moet wees dat ons nie moet oorleef nie. En ek sê dit weer eens met deernis, dat ons verby die sparteling moet kyk na wat Christus regtig vir ons gegee het. Hy het vir ons 'n oop graf gegee, vervulling met die Heilige Gees, en dat hy ons dan ook die gehoorsaamheid skenk om ook ons arbeid en ons volk se arbeid as 'n dankoffer aan hom te mag skenk. Hoe wonderlik is dit? En dit is 'n nuwe klank, dit kort reformatie, dit kort gesprek. Toegepas op Urania beteken dit is die laboratorium. Dit is die plek waar nie net gepraat word oor dit nie, maar ook gedoen word oor dit. En dit is 'n groeiende ontwikkeling, maar die oproep wat ons nou doen, wat nou nodig is dat Afrikaner entrepreneurs, Afrikaner sakemanne, maar ek wil dit ook maar sê, die Christen sakemanne wat deur die woord van die Here en deur die Heilige Gees se harte geroer word, om nou deel te raak aan hierdie nuwe ekonomiese opboufase, want uiteindelik is dit waaroor dit gaan, dat uiteindelik moet 'n volk ook met sy arbeid die Here eer en die Here dien, en daarin mag vir ons 'n hele nuwe wonderlike toekoms ontsluit, ook 'n nuwe plek in Afrika, waar ons ook sal kan terugverwys na ons donker tyd, wat uiteindelik nie vir ewig was nie, maar wat afgesluit was, en dat ons 'n nuwe tydperk ook in Afrika mag hê. Ek sien baie daarna uit, maar dis 'n geloofsuitsien omdat Christus opgestaan het. Meeste van ons Afrikaners, mense, boere en dis meer, staan op. Ons is bereid, ons sê ons het afgeskit, ons het opgestaan uit die beskuldigde bank uit. Ons wil nou iets gaan doen. Wat se woord het jy vir daai ouens, wat dan ook natuurlik nog 'n klip of 2 gaan kry langs sy pad, hy gaan gegooi word met 'n klip of 2, wat se woord het jy vir daai ouens vir die toekoms? Ek wil hê ons moet die voorbeeld van ons voorouers volg. As jy kyk na die eerste 20 jaar van die vorige eeu, die 20 jaar, die 2 dekades na die Tweede Vryheidsoorlog. As jy pessimis is, dan kan jy sê dit was 'n verskriklike tyd. Dat daar was 'n oorlog, verskroeide aarde, konsentrasiekampe. 15% van Afrikaners is dood aan daai oorlog. Dit was nou regtig 'n massamoord, 'n volksmoord geweest. Jy kan verder gaan en jy kan sê ons het ons vryheid verloor. Jy kan verder gaan en sê daar was 'n burgeroorlog in 1914. Daar was 'n wêreldoorlog tot in 2018. Daar was 'n groot griep geweest. Daar was geweldige ekonomiese probleme. Daar is syfers wat sê tot 80% van die welvaart van die ou republieke is uitgewis. So as jy pessimist daarna kyk, dan was dit 'n swart tydperk in ons geskiedenis. Maar as jy anders daarna kyk, dan was dit 'n tyd wat Afrikaans gemoderniseer is met Jean Marais wat dit bewys het met Winternag. Daar was welsynsorganisasies gestig soos die Vrou Federasie om na die kampwesies om te sien. Daar was vakbonde soos die Mynwerksunie gestig. Daar was groot maatskappye soos Naspers gestig. Die Help Mekaar beweging het van die grond af gekom. 4 van die latere 5 Afrikaanse universiteite, meer as 100 skole. Daar is 'n geweldige kulturele energie gewees. Ons voorouers was bouers gewees. Vergelyk dit met die eerste 20 jaar nadat die ANC oorgevat het, waar daar feit bitter min gebeur het, terwyl ons eintlik in 'n baie beter posisie was, opgeleide mense, daar was baie meer geld gewees, maar daar was nie die visie gewees, daai pioniersgees van ons voorouers nie. So ons voorouers was nie supermense nie, hulle was gewone mense, wat in ongewone omstandighede buitengewone prestasies behaal het, en die foute wat in die proses gemaak is, verdwerg nie die prestasie wat hulle bereik het, om die voorste land in die geskiedenis van Afrika op te bou nie. As hulle dit kan doen, daar's niks fout met ons nie, ons kan ook. Vryheid of selfbeskikking gaan nie bewaarheid word deur net daaroor te praat nie. Ja, praat is belangrik, maar vryheid en selfbeskikking is iets wat gedoen moet word. En hiermee bepleit ek nie ondersteuning vir ons nie. Ek bepleit net dat mense nie net daaroor praat nie, maar iets doen. Ek noem 'n voorbeeld. Ek sê nie mense moet by ons help aan betrokke raak nie, maar elkeen is ergens op 'n dorpie besig of bly naby 'n dorp waar daar Afrikaner kinders is
wat deel is van 'n voedingsprojek by die skool, of wat nie geld het om hulle self te kan kwalifiseer nie, of wat selfs nie skoolgeld het nie. En daar is nie 'n rede hoekom elkeen van ons nie ernstig betrokke kan wees nie. En kyk na wat jou sterkpunte is, kyk na waarvoor jy regtig 'n passie het, en slaan net die hand aan die ploeg. Vryheid is nie net iets wat, soos ek sê, van bo af ernstig op een of ander magiese wyse gaan neerdaal nie. Dit is iets wat jy van onderaf moet opbou, en ook op elke lewenstrein. Kies 'n lewenstrein waarvoor jy lief is, raak betrokke en help om te begin opbou aan die groeiende vryheid, want dit is so ons uiteindelik volle vryheid gaan kry. Dok Wikus, 'n slotwoord van jou kant af oor dit wat ons nou vandag oor gepraat het. Die ou Christene het die gewoonte gehad om mekaar te groet met die woord Maranatha. Dit beteken die Here het opgestaan. En dit is vir ons 'n wonderlike geloofsopwekking om dit te mag weet, ons Here Jesus het opgestaan. Daarom is my môre altyd beter as my gister. Maar dit geld ook vir my volk. En daarom sien ons uit na die toekoms, want as ons weet dat ons aan Jesus Christus vashou, as ons aan die verbond van die Here vashou, sy bevele en sy beloftes, hy is getrou en hy is betroubaar. En ons kan ons hele toekoms op hom waag, omdat hy vir ons in Christus gegee het wat hy beveel en beloof het. Ons môre is beter as ons gister. Daar's hy, en ons sê dankie vir julle wat deelgeneem het aan vandag se gesprek. En ek wil dan vir ons kykers sê, moenie ophou om te praat daaroor nie, moenie ophou om te debatteer oor dit nie, maar as jy nog nêrens ter betrokke is nie, ek dink die solidariteitsbeweging het dit duidelik nou vir ons gestel, waarmee hulle instellings daarso is. En dat jy dalk dit moet oorweeg om in daai rigting ook te dink. Ons is, soos Flip gesê het, ons is mense wat planne maak en ons wil graag ons eie toekoms bou. So, tot 'n volgende keer, mooi loop.